Vandag is 'n baie belangrike dag. Dis die dag wat Jesus Christus gevier word reg oor die wêreld, as die dag wat Jesus Christus vir ons gekruisig is, die lam wat vir ons geslag is. En ek wil jou vandag sê, mag die Here jou seën. Dankie dat jy deel is van hierdie gesprek, dankie dat jy deel is van God se plan vir jou lewe. En ek wil saam met jou bid vandag. Mag die Here jou seën met hierdie boodskap. Ek gaan vandag so 'n bietjie gesels oor hierdie kosbare waarheid. Want dit is nie maar net 'n kommersiële ding nie. Dit is die waarheid. Jesus Christus het vir my en vir jou gesterf. Prys die Here daarvoor. Kom ons bid net so saam. Vader, in die naam van Jesus dank ek U vir die oorwinning wat U vir ons behaal het deur Jesus Christus. Dat U aan die kruis vir ons gesterf het, Here, dat U ter helle neergedaal het, dat U die oorwinning gaan verklaar het, dat U die dood en die hel gewen het, Here, dat U vir ons lewe en lewe in oorvloed gegee het. En dankie dat U het opgestaan, Here, opgevaar na die regterhand toe, gaan sit aan die regterhand van die Vader, waar U weer sal kom om vir altyd ons te neem, sodat ons by U kan wees. Ons eer U, Here, daarvoor. Ons bid dat hierdie boodskap vandag elke een van ons sal bemoedig en sal versterk. In Jesus naam. Amen. Ja, wat 'n lekker dag vandag. Die son skyn, dis heerlik hier by ons en mag die Here julle seën. En voordat ek verder gaan, wil ek vir elkeen sê baie dankie, vir jou sê baie dankie dat jy na 3 minute kerk luister, dat jy deel het van hierdie bediening. Ek doen hierdie werk voltyds, dis wat ek doen op hierdie oomblik. Hierdie bediening wil ek graag uitbrei. En ek wil net vir jou sê, tot op hede lyk dit vir my so bykans 3 miljoen mense het deur 3 minute kerk die boodskap van Jesus Christus gekry. So baie dankie vir jou ondersteuning by hierdie groep. So kom ons begin vandag met hierdie boodskap. Jy weet, baie mense sê, Paasnaweek gaan oor die Paashaas. En ek onthou 'n paar jaar gelede, toe het ek by 'n kleuterskool gaan praat oor Paasdiens. En toe ek daar kom, het ek nie geweet, voor die tyd het hulle gereël dat die Paashaas ook sal kom en 'n klompie eiers daar vir die kinders gaan gee nie. En die kinders was so opgewonde, die hele saal was vol kinders gewees. En toe ek nou instap, toe sê die onderwyseres, raai wie is hierdie persoon? En al die kinders skree gelyktydig, hy is die Paashaas. En ja, dit was 'n bietjie moeilik geweest om toe die boodskap van Jesus Christus oor te dra, want al wat hulle gesoek het was 'n chocolate geweest. So, dit is wat die wêreld doen. Hulle maak van belangrike dinge 'n kommersiële saak en dan gaan die waarde daarvan verlore. Maar ek wil vir jou sê vandag, ek is seker jy ken die waarde van Jesus Christus. Jy ken die waarde van die lam. En ek wil vir jou skrifgedeelte lees saam met jou vandag hierdie wonderlike geleentheid vier. Kom ons gee die Here die eer. Kom ons gee hom. Wanneer ons dit doen, hoef ons nie meer te vrees nie. Ons weet dat Jesus is ons weg en hy is ons lewe. Hy is ons hoop. Hy is die komende koning. Hy is die blinkmôre ster. Hy is die lelie van die dale. Hy is die antwoord vandag vir my en vir jou. En ek het goeie nuus vir jou. Ons gaan oorwin deur die woord van ons getuienis en die bloed van die lam. Die Bybel sê dit en ons gaan daarna kyk vandag. Ek lees vir julle uit die woord van die Here uit. En nou wil ek vir julle lees Johannes die 1ste hoofstuk in die 29ste vers. Hy sê die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Weet jy wat 'n fantastiese saak is dit? Dat Johannes die pad van Jesus kon verklaar het. Weet jy wat 'n fantastiese saak is dit vandag? As jy vandag vir jou omstandighede, vir jou wêreld, vir jou vriende kan sê, daar is die lam wat die sonde van die wêreld wegneem. Ek wil gou jy moet hierna kyk. Hy is nie een wat maar net die sonde bedek nie. Hy is nie maar net 'n persoon wat net gaan sê, ag toe maar wat ons sal later met hierdie probleem deel nie. Jesus Christus het nie net jou sonde met gedeel nie. Jesus neem jou sonde weg. Kyk wat sê die gedeelte. Johannes verklaar dit. Dis die eerste ding wat hy sê. Hy sê, daar is die lam wat die sonde van die wêreld wegneem. Hierdie genade boodskap, hierdie boodskap dat Jesus Christus die prys betaal wat ek en jy moes betaal het. Ek en jy moes die dood verdien het. Ek en jy moes eenvoudig verlore gewees het. En almal wat Jesus Christus verwerp is verlore. Die Bybel sê dit. Hulle wat die seun het die lewe. En hulle wat die seun het nie die lewe nie. Jy het die seun, jy het die lewe, jy het die vergifnis en al voel dit nie altyd so nie. Maar wanneer jy dit besef, hoef jy nie meer te vrees nie, want die goeie werk wat God in jou begin het, sal hy volbring. Amen.
Die goeie werk wat hy gedoen het, sal hy volbring. So daar is die lam. Ek wil jou aanmoedig vandag. Moenie maar net sê, ek gaan maar probeer om 'n beter lewe te leef nie. Gryp die verlossings en die genadeplan van die Here vas en sê, Here, U is die lam wat my sonde weggeneem het. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos wol. Die Here gooi jou sonde in die see van vergeetachtigheid aan. Weet julle dat daar is niemand nie? Weet jy dat daar is niemand nie? Jy kan nie in 'n apteek, jy kan nie by 'n ingenieur, jy kan nie in hierdie wêreld ergens verlossing kry nie. Verlossing kom net van Jesus Christus af. Hy is die een wat jou vrymaak. En dit maak nie saak wat se sonde nie. Weet julle, ek en jy besef hoe ons elke dag as ons rondkyk en ek en jy kyk rond, dan sien ons wat aan die gang is in die wêreld. Jy weet, daar's soveel sonde, daar's soveel dinge wat mense aanvang, soveel menseregte en soveel opinies van mense. En ek luister selfs nou die dag iemand wat sê, jy weet, 'n ou babatjie in 'n moeder se skoot is nie regtig lewendig nie. En dis maar niks om so 'n babatjie dood te maak nie. Is dit nie verskriklik dat mense tot daardie punt toe kan gaan nie? Dit laat my dink in Romeine 1 waar die Bybel sê dat mense wat vashou aan die verkeerde dinge word oorgegee aan 'n slegte gesindheid. En daai slegte gesindheid maak dat hulle vashaak aan sonde. Maar nou kom die woord van die Here. En nou kom Johannes en hy verklaar, daar is die lam. Mense vra, waar is die oplossing? Waar gaan ek 'n antwoord kry? Vandag is die antwoord. Die antwoord is, daar is die lam wat die sonde van die wêreld wegneem. Hy gaan vir my en jou geslag word. En hy is die een wat geslag was. En meer as 2000 jaar terug, op die volheid van die tyd, sê die Bybel, het Jesus Christus vir my en vir jou gesterwe. En dis 'n groot waarheid. As hierdie waarheid jou raak, dan is jy gered. As hierdie waarheid vir jou niks beteken nie en jy sê, ag, jy stel nie belang nie, dis maar net 'n storie. Die Bybel is maar een of ander halfgebakte storie wat opgedis is deur die eeue heen. Dan beteken dit nie vir jou veel nie. Maar as jy glo in die Here Jesus Christus, dan wek hierdie jou geloof. Jou fondasie in Jesus is die leidsman en die volëinder van jou geloof. En hy gee aan jou die oorwinning. Jy gaan lewe. En dit is waaroor hierdie lam gaan. Dis waaroor hierdie dag gaan. Dis waaroor die prys gaan wat hy vir ons betaal het. As ons in die Ou Testament gaan kyk in Exodus, kom hierdie verhaal daar by die tyd van die 10de plaag, van die dood van die eersgeborenes, waar die bloed aan die deurposte gesmeer was. Nou, ek weet nie baie daarvan nie, maar iemand het eendag vir my 'n mooi ding gesê. Hy het gesê, jy moes die bloed gevat het en jy moes dit in die bakkie gesit het, nadat jy die lammetjie geslag het, dan moes hulle die deurposte gevat het, en aan die linkerkant en aan die bokant en aan die regterkant moes hulle hierdie bloed gestryk het. En iemand het eendag vir my baie mooi ding gesê. Hy sê, as jy die beeld daarvan kyk, as jy die bloed aan die linkerkant sit en die bloed aan die regterkant sit en die bloed aan die bokant van 'n deurpos is, dan drup die bloed lyk in 'n vorm van 'n kruis in die liefde van Jesus Christus wat reeds daar vir ons gewys word. Maar ons weet vandag dat die Hebreërskrywer, en hierdie is nou die feite, die Hebreërskrywer sê, sonder bloedvergieting is daar nie verlossing nie. Ek wil hê jy moet dit verstaan. Nie deur werke nie, nie deur krag nie, nie deur jou vermoë nie. Dis 'n geskenk van die bloed van Jesus Christus se vergieting. Jy hoef nie jou bloed te vergiet nie. Jesus het sy bloed vir my en vir jou vergiet, sodat daar verlossing en vergifnis kan wees. Dit is in die Ou Testament 'n feit. En wanneer jy hierdie feit glo, sal geloof opgewek word in jou lewe. En ek glo vandag, Jesus sterf nie maar net in 'n gewone tyd nie. Hy sterf op die perfekte tyd. 'n Perfekte tyd. Dit was die tyd van die Paasfees in Jerusalem, in Israel, op daardie stadium gewees. En terwyl 'n klomp mense, 'n klomp lammetjies gevat het en gaan slag het, en die ou maniere geprobeer het om verlos te word, was die ware lam, die aan die kruishout van Golgotha gesit. Hy het die Via Dolorosa gestap, die pad van smarte, die pad van pyn, het hy geloop. En terwyl hy daardie pad geloop het, daardie kruis vir ons gedra, daardie doringkroon wat hom gepenetreer het, hulle het sy baard uitgeruk. Die Bybel sê in die Ou Testament, hy was so vermink dat sy ingewande sigbaar was van buite af. Weet julle hoeveel skade was? Hy was onherkenbaar vermink gewees vir my en jou. Die sonde van die wêreld was op hierdie persoon, Jesus Christus, wat vlekvry was. Hy het geen sonde gehad nie, wat sonde vir ons geword het, sodat ons kan word die geregtigheid van God in Christus Jesus. Wat 'n
fantastiese gedagte. Wil jy nie vandag die Here loof en prys nie? Wil jy nie hom vandag net sê, wil jy nie vandag vir jou pyn, vir jou siekte, vir jou familie, vir jou vriende, vir alles wat om jou in hierdie wêreld is, sê, daar is die lam wat vir my en jou geslag is nie. Kom ons volg hom tot oorwinning, kom ons glo in hom, kom ons vat die pad en ons doen dit en ons dra ons eie kruis. Die Here sê, neem jou kruis op en volg my. Kom ons doen dit vandag, want is die moeite werd. Daar is die lam, die tyd is min, en ek wil vir jou aanmoedig en vir jou sê, kom ons volg daar die pad tot eer van die Here. 'n laaste gedagte wat ek net vandag met jou wil deel vandag. Wat beteken dit dat die lam vir my vandag geslag is? 1, dis vergifnis. Vergifnis kan ons nêrens kry, behalwe by die kruis van Jesus Christus nie. Die tweede ding is, ek is vry. Ek is vry van die binding van sonde, die dood en die hel, wat elke persoon se lewe penetreer. Ek is vry daarvan, ek het nou die lewe, en ek het die lewe in Christus Jesus. Die volgende ding is, ons het verlossing. En julle, ek wil vir jou sê, verlossing is nie iets wat maklik is nie. Ons maak dit so maklik, ag, ek is verlos. Weet julle, daar is geen verlosser nie, daar is geen naam gegee op hierdie aarde nie, van die begin tot die einde nie, nooit in die geskiedenis nie, nie wat was nie, nie wat is nie, nie wat sal wees in die toekoms nie. Daar is net een naam waardeur ek en jy gered kan word, en dit is die naam Jesus Christus. Volg hom, dis 'n goeie naam, is sy naam, hy is dit werd, hy is Immanuel, hy is God met ons, hy is deel van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, hy is God wat sigbaar gemaak is, sodat ek en jy 'n ewige verhouding met Jesus Christus kan hê. Jy kan vry wees, jy hoef nie vandag te sê, o, ek weet nie of ek dit gaan maak nie, jy is nie gewaarborg op wat jy is nie, die waarborg lê op Jesus Christus, en hy is 'n 100% waarborg dat jy is vry en jy is verlos. En die laaste ding is, my identiteit het verander. Mense sê, ja, ek is maar net wat ek was. Ek is so gemaak en so gelaat staan. Ek sal nooit kan verander nie. Ek is in hierdie wêreld en dit is maar net wat ek is. Ek is maar 'n niks nie. Jou identiteit verander wanneer jy Jesus Christus aanneem, van 'n verlore na 'n verloste, van 'n niks na die beste, van 'n persoon wat totaal siek, dood en elendig is, na 'n persoon wat gesond, oorwinnend en vry is en verlos is en 'n koningskind is en meer as 'n oorwinnaar is, omdat Christus Jesus in my en jou lewe gewerk het. Prys die Here daarvoor, halleluja. En dan wil ek vandag dit sê, Openbaring 5 vers 12. Luister gou hiernie, hy sê, waardig is die lam wat geslag is. Waardig is die lam wat geslag is, om te ontvang die krag en die rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. Is dit nie fantasties nie, dat ons kan sê, hierdie lam, weet jy, as jy die boek Openbaring gaan deurlees, sal jy agterkom dat dit gaan alles oor Jesus Christus. Weet jy dat die boek Openbaring sê, hierdie lam wat vir ons geslag is Jesus Christus die oorwinning? Weet jy dat elke boek wat in Openbaring daar staan, wat sê, as jy hierdie boek lees, is daar 'n seën vir jou daarin, sal jy agterkom, hierdie boek verklaar dat daar is vir jou oorwinning deur Jesus Christus, en elkeen wat dit glo, kan dit verstaan en kan dit vat, en jy kan dit vat vandag. En as jy vandag deur 'n moeilike tyd gaan, as jy vandag in sonde vasgeval is, kan jy vry wees en jy kan verlos wees, en die Here kan vir jou mooi pad maak vandag, en op hierdie oomblik kan jy bevryding kry, omdat Jesus Christus jou verlos. Hy is waardig. Kan ons hom nie al die lof en die eer gee nie? Kom ons bid saam. Vader, in die naam van Jesus, dank ons U vir Jesus. Here, ons wil nie soos die kommersiële wêreld, maar net paashaas en paaseiers en allerlei sulke dinge verklaar nie. Ons kom in te verklaar dat Jesus is ons redder. Jesus is ons verlosser, Here. Ons erken nie U is waardig. Al die lof, al die eerlikheid, al die eer, alles kom U toe. U is die hoogste naam wat daar ooit gegee kan word, en ons buig voor U in aanbidding. Dankie dat U op hierdie oomblik in ons lewe inkom, ons verlos, ons vrymaak, Here, en dat ons vandag, Here, die lewe van Christus kan ervaar. Dankie dat ons saad kon sterwe en dat ons kan opstaan
staan in 'n nuwe lewe, dat die ou dinge verbygaan en alles het nuut geword. Here, in Jesus naam dank ek U vir die deurbraak, dat ons hierdeur nuwe hoop en nuwe krag het, en ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen en God bless. Mag jy 'n geseënde dag wees, en jy's baie welkom om ons te follow in ons channel, en die link is hier onder. God bless jou.